Baie welkom aan ons aanlyn kykers by hierdie geleentheid. Sondag die 12de Oktober. Dis die 18de Sondag in Koninkrykstyd. Ons praat verder in ons reeks alledaagse gebed waar ons leer uit die Psalms uit. En vandag gesels ons oor gebed in moeilike tye. En uiteindelik in Psalm 55 vers 23 wat sê: laat jou sorge aan die Here oor. Belangrik, kom ek tel net die lyn op vir almal wat dalk nie saam met ons was nie. Op Psalm 63 het ons vir mekaar gesê dat ons siele dors na die Here. Ons is daardie spons wat uitgedroog raak. Ons raak dors, ons raak dor, ons raak droog. Ons siele dors na God. Maar dit sluit onmiddellik aan by Psalm 42 wat ons goed ken wat sê: soos 'n hert in dorre streke skreeu en dors na die genot van die helder waterbeke, skreeu my siel na U, o God. Hierdie selfe Psalm 42 sê uiteindelik: waarom is ek so in vertwyfeling? Waarom kerm ek so? Sing ons in die stokou Psalme Sangeboek: o my siel, waarom onrustig, en wat buig jy jou in my? En nou is ons vandag by Psalm 55. En Psalm 55 help vir my en vir jou om te bid in moeilike tye. Terwyl daar spanning is, terwyl daar laste is, terwyl daar sorge is. En dan hoe ons dat God ons kan dra. Om te sê, ek werp my sorge op die Here. Hy gaan dit vir my dra. En die King James Version op Psalm 61 sê die volgende. Ek dink dis waarmee ons hierdie dag wil benader is: hear my cry, O God. Attend unto my prayer when my heart is overwhelmed. Nou julle ken van oorweldig word deur iets. Lead me to the rock that is higher than I. So mag vandag jou lei na die rots. Een van die beelde van God in die Psalms. En draai jou sorge na hom toe. So kom ons lees, kom ons hoor wat sê die lied. Nou sê ek na aanleiding van ons lofsang wat ons gesing het, ek was eensaam en verlaat. Hoor wat skryf Psalm 55 vers 1. Hy sê: vir die koorleier met snare spel 'n gedig van Dawid. Wat vra Dawid? Hy sê: hoor my gebed, o God. Moet tog nie onverskillig staan teenoor my smekinge nie. Luister na my gebed en antwoord my sorge gee my geen rus nie. Hoor jy, dit klink soos Psalm 63, as ek in die nag op my bed lê. Hy gaan aan, hy sê: ek is hewig ontstel oor die dreigemente van my vyande en oor die druk van slegte mense op my. Hulle wil my met onreg breek, verwoed stook hulle vyandskap teen my. Hy druk sy emosie uit. Hy sê: my hart krimp in mekaar in my. Doodsangs oorval my. Vrees en skrik oorweldig my. My hele liggaam bewe. En hoor nou vir Dawid. Ongelooflik, vers 7 tot 9. Ek het gedink, ag, as ek maar vlerke soos 'n duif gehad het, sou ek wegvlieg en 'n woonplek soek. Hoor waarvan ek gaan wegkry. Ek sou ver wegvlieg en in die woestyn gaan bly. Onthou julle Psalm 63 verlede week. Waar was Dawid? Hy was in die Juda woestyn. Ek sou ver wegvlieg en in die woestyn gaan bly. Ek sou hastig probeer wegkom van hierdie onstuimige wind, van hierdie storm af. Hoor jy iets van die moeilike tye?
En dan, jy kan vers 10 tot 16 kan jy gaan lees oor hoe hy nog verder hierdie storm en hierdie onstuimigheid in sy lewe beskryf. Maar dan vat ons hom weer by 17. Maar ek roep na God, na die Here wat my sal red. Weer die heeltyd, in die aand, in die môre en in die middag, heeldag, hoor, kla en sug ek, en hy hoor my roep. Hy sal my lewe red en my die oorwinning gee. Al is daar so baie teen wie ek moet veg. God, wat van ewigheid regeer, sal hoor en hulle verneder, omdat hulle nie bekeer nie en hom nie dien. My vyand het skaars 'n ooreenkoms gesluit, of hy verbreek sy beloftes van trou. Sy tong is gladder as botter, maar daar's oorlog in sy hart. Sy woorde is so streelend soos olie, maar hulle is swaarde wat reg is om te steek. En dan vers 23 ons oordenking. Laat jou sorge aan die Here oor, hy sal vir jou sorg. Hy sal die regverdige nie in die steek laat nie. Ons nuwe Afrikaanse 2020 vertaling sê, werp jou las op die Here, hy sal jou versorg, hy sal nooit toelaat dat die regverdige wankel nie. Daai wankel, hou hom vas, want iets van hierdie sorg beteken dat God jou op jou voete hou, dat jy balanseer, dat jy nie bang is, jy val nie. Die woordjie las, sorge, uit die Hebreëus beteken dit wat op jou geplaas is, dit wat jy dra. En as God dan sê hy versorg my, hy kyk na my, dan sê hy letterlik daarmee, ek sal jou in balans hou, ek sal jou regop hou. So God neem dus nie die las weg nie. God dra my terwyl ek dit dra. So hoor daai ding. Dis iets wat op jou geplaas is, iets wat jy dra, maar baie keer is dit al aan die een kant swaar dra. En hierdie Psalm help om te sê, nee, kom ons balanseer. Kom ons deel die las, kom ons deel die sorg, dan sê ek weer werp, gooi, afgooi. En 'n gedeelte las is 'n halwe las. So God gaan jou help om dit te dra. As ek na Dawid luister in hierdie Psalm, dan moet ons vir mekaar sê, sy siel is onderdruk. Hy begin met 'n noodroep, hy sê, hoor my gebed, Here. Moenie onverskillig staan teenoor my smeking nie, luister na my gebed, antwoord my, en dan sê hy, my sorge gee my geen rus nie, ek is ewig ontstel. Hy's verlate. Sy vyande is nie ver nie. Dis mense wat naby hom was. Dis hoekom ek sê, gaan lees asseblief die tussenin gedeelte. Want terwyl van die opname kan ek nou nie die hele Psalm lees nie, maar ek sê net vir jou, as hy sê hy's naby, 14:15 in die Psalm sê die volgende, hy sê, maar nou is dit jy, 'n man soos ek, my maat en my goeie vriend. Ons was so nou aan mekaar verbonde, opgewonde het ons saam na die huis van God toe gegaan. Ek moet vir julle die Engels lees van die Passion Translation en sê, hoor net waar weer gaan Dawid, hoor wat sê hy? En dan sê hy vir my,
jy moet dalk vanoggend dit ook herken. But it was you, my intimate friend, one like a brother to me. It was you, my advisor, the companion I worked with and walked with. Hoor hierdie. We once had sweet fellowship with each other. We worshipped in unity as one, celebrating together with God's people. Hoe erg is dit as jou broer jou vyand word? Hoe seer is dit as iemand naby aan jou verraai, jou in die rug steek, iemand wat jy vertrou het, iemand wat die vertrouensverhouding verbreek. Psalm 55 help vanoggend en sê, hier is taal. Gebruik dit om hierdie pyn van jou eerlik voor God te bring. Dat hy jou daarmee kan help, dat jy kan versorg word, dat jy jou las kan dra. Nou, dit is nogal interessant as 'n mens kyk, en ek het weer vir julle, ek wil vir julle weer sê, as 'n mens na die Psalm kyk, dan besef jy nie, dis Dawid wat kla nie. Maar kom ons kyk net gou weer, waar is hy? Kom ons kyk gou. Vir die koorleier met snare spel gedig van Dawid. En die inleiding sê vir ons opslaag, waantoe is Dawid op pad? As jy om vers 2 hoor, dan hoor jy daar's by hom onrus. Het begin met 'n klag, maar dit hoef nie daar te bly nie. Dit skuif aan. So daai stukkie vers 1 help geweldig baie om te sê, ons gaan vir Dawid hoor, maar hy kla met snare spel. Hy speel dalk in 'n mineur toonaard. Dis dalk 'n bietjie van 'n sad song, maar uiteindelik eindig dit op 'n goeie noot. So ek wil hê jy moet dit net onthou. Daar's 'n beweging van vrees na vertroue. Dis hoekom ek 1 tot 9 gelees het en dan weer 17 tot 23. Daai skuif. Dus van ek wil wegvlieg soos die duif in die woestyn gaan bly, wegkom van die storm af. Maar ek gee oor. Ek vertrou vir God om met my die pad te stap, om my te lei en my te help. So, daar's hierdie beweging. En ek en jy weet hoe dit voel. Dawid wat wil wegvlieg. Ek en jy wat sê, ag, kan ek nie net hier weg nie. Ek het gedink, as ek die vlerke van 'n duif gehad het, sou ek gevlieg het. Op 'n plek gaan soek het om te bly. Ver weg, woestyn toe. Haastig. Uit die onstuimige wind. Weg van die storm. So wat sê Dawid? Dawid sê ek wil ontsnap. Ek en jy sit baie keer daar. Sê ons, asseblief, kan ek net uit? Of, en ek en jy het nou al geleer, ontsnap beteken nie uit nie altyd. Ontsnap beteken ook na jou binnekamer toe. Agter jou deur. On your own. Because it's two people out there. En as dit net jy en God. En wat maak God hier? Hy sê nee, Dawid. As jy wil vlug, kom ons gaan binnekamer toe. Kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is. En kom werp julle bekommernis op my. Is nie nodig om te vlug nie. Gooi, werp, laat jou sorge aan die Here oor. Eerder as om te vlug.
So vertroue hier beteken nie noodwendig ligter nie. Maar dit beteken jy weet wie dra saam. Wie help? Wie bring die balans? Wie maak dat swaar dra al aan die een kant gebalanseerd raak? So kom ons verstaan las 'n bietjie dieper. 'n Las is iets wat op 'n dier se rug gelaai is. Aan die ander woorde 'n juk. Of as dit 'n donkiekar was, arme donkietjie, en dan pak hulle hierdie trolley. Ons kan maar net kyk hoe lyk die donkiekarre in Afrika. Daar arme donkies hang partykeer hulle pootjies so in die lug. Ek weet nie hoe kan hulle die karretjie trek en malle doen. So hierdie las is iets wat op jou gedruk is. So wat Dawid hier sê is, werp jou las op die Here en hy nooi jou daarmee om letterlik die vrag wat jy dra oor te skuif. En nie net simbolies in 'n gebed van Here, ek gee dit vir u nie, maar om dit fisies oor te skuif, werklik by God op te sit. Maar nou wat maak ek en jy? Ek en jy is so skilpaaie. Nie die vinnigste nie, nie die haastigste nie, maar die oomblik as daar spanning kom, dan trek ek soos die skilpad my koppie in die dop in. Ek kruip in my dop weg. En in plaas daarvan om te deel, raak my las net swaarder. En terwyl ek hier binne in die dop is, gaan asof ek goed deur my kop, dat ek wil vlug. Om my vriende 'n gedeelde las, was nog altyd en is nog altyd 'n ligter las. Nou weet ek hoe's mense. Mense wil nie altyd met mense praat nie, juis vanweë die feit dat soos Dawid dit beskryf het, maar nou is dit jy. 'n Man soos ek, my maat en my goeie vriend. Ek het met jou gepraat, ek het jou vertrou, ek het vir jou my diepste hart gegee. Nou kom trap jy my om 14 skoene in my binneste. Ek's 'n skilpad, trek my dop terug, praat met niemand nie. So ek het heeltemal begrip daarvoor. As jy sê, ek kan nie sommer met 'n mens hieroor praat nie. Maar gelukkig en genadiglik ken ek iemand. Of 'n knop jy 24 uur kan druk, wat altyd beskikbaar bereikbaar is. En sy naam is Jesus. En ek hoor daardie Jesus. Ek hoor daardie Jesus in die lied wat ons vanoggend gesing het in ons lofsang. As hy sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag, my las is lig. Skilpaadjie, klim met jou dop uit. Al is jou oogies groot, vir al die goed waarmee jy moet deel in die lewe. Daar's 'n Jesus wat sê, kyk op. En ons gaan dit net nou sing ook. Kyk op in sy vriendelike gesig, wat uiteindelik sê, ek kom. Ek sal jou help. So vriende, die vrag bly dikwels dieselfde.
Maar in dieselfde asem moet ons vir mekaar sê, dit verwissel hande. En dis wat ek en jy in gebed doen. En as ek dit vir God gee, dan sê hy, ek sorg vir jou. Ek onderhou jou, ek sorg vir jou, ek versorg jou. Die engel sê, he will sustain you. Nog 'n engel sê, he will carry you through it. Daardie versorg, daardie sorg, daardie onderhou, beteken om te voed, om te versorg, om jou in balans te hou. God word jou draer, jou steun, jou ewewig, die hersteller van jou balans. En ek wil hê jy moet dit hoor, en dis hoekom ek net nou gesê het, kry vir jou 'n kers. God gee nie altyd antwoorde nie, maar God gee te alle tye teenwoordigheid. Hy's altyd daar. En baie keer is dit vir ons as mense net wonderlik goed om iets daarvan simbolies by ons te hê. Ons is gelowiges, ons sê dit vir mekaar, maar die Here is by my. Maar ons dan 'n oomblik wat ek sê, voel jy soms of die Here te ver is? Tussen mense, eensaam verlaat, gaan sit dan nie. Bewus van God se teenwoordigheid, maar net om jou visueel te help, steek jou kersie aan. Sit in jou binnekamer. Bewus van God wat sorg. Engels sê hy, Passion Translation. So here's what I've learned through it all. Leave all your cares and anxieties at the feet of the Lord. Nou hoor hierdie. And measureless grace will strengthen you. He will watch over his devoted lovers, never letting them slip or be overthrown. My life's hope and trust is in you, and you'll never fail to rescue me. Verna? Wat moet jy vandag neersit? Wat moet jy vandag op God werp? Wat moet jy gooi? Sodat jy weer gebalanseerd kan wees. Measureless grace will strengthen you. As ek dit rof Afrikaans vertaal, dan beteken dit matelose genade, oorvloedige genade wat jou versterk. Nou vra ek, wat wil jy hê? Ek wil bly by die skilpaadjie. Dalk wil jy in jou dopie bly. Maar jy kan ook daar as jy in jou dop is, jou kersie aansteek. So God is binne in jou dop, by jou. Hoekom? Want hy wil uiteindelik sê, skilpaadjie, steek uit jou kop. Ek is nie net die binne in jou dopie lig nie. Ek is die lig vir die wêreld. Jy gaan my dalk sien. Maar dis wie hy is. Dis so ongelooflik hy is. Toe sê, ek sal in jou dopie by jou kom sit. En ek sal daar vir jou lig bring. Maar dis nie so dat jy vir altyd hier binne bly. Steek uit jou kop. Sien na buite ook die lig. En hy sê stadig. Al is jy op pad, my lig is ook daar, om daar buite vir jou te lei.
En daarom is dit vir my belangrik. Daarom is dit vir my geweldig belangrik dat ek en jy in die lewe ons oë op Jesus hou. En dan dink ek aan Petrus. Petrus wat Jesus gesien het, wat op die water loop en gesê het, Here, as dit U is, laat my ook loop. En Petrus het geloop. So as ek my oë op die Here hou, dan loop ek op die water. Hoekom sink ons? Nie oor die storm nie, nie oor die golwe nie, maar ons vergeet wie's die een wat gesê het, kom. Moenie bang wees nie. Hou jou oë op Jesus. As 'n mooi Engelse lied, en ons gaan dit net nou, nie die Engels nie, maar die Afrikaans sing, wat sê, turn your eyes upon Jesus. Volg hom. Maar nou wat maak ons? Of ons klim in die dop, of jy kry die ander ekstreem is, ek en jy werk vir onsself in die grond in. So, ons raak workaholics. Mense wat uiteindelik dan passion fatigue het. Ek vir Louisa hierdie vers het, soos my jong, dit klink dan stok oud, maar hy is uit die 33-53 vertaling uit wat sê Psalm 127:2, te vergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet. Net so goed gee hy dit aan sy beminde in die slaap. 83. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan, laat gaan slaap om met moeite 'n bestaan te maak. Vir die wat hy lief het, gee die Here dit in hulle slaap. Daarmee sê ek nie moenie hard werk nie. Daarmee sê ek nie wees lui nie. Maar daar kom 'n punt wat jy so oorwerk is, dat jy nie meer kan fokus nie. Dan help dit ook niks. So as ek vanaand op my bed gaan lê, kom tot rus. So as jy vanaand gaan slaap, en dink aan alles wat wag, onthou, geloof is om jou oë toe te maak, en te sê, Here, U hou wag. Iets hiervan is my eie worsteling, die afgelope 2-3 weke, met ons voorbereiding vir ons synodesitting wat môre by Buffelspoort begin. En daar was vir my vroeg opstaan, laat opbly, laat gaan slaap, tydjie glad nie slaap nie. Maar dis hoe God my tot rus gebring het. En dis hoe ek vanaand gaan slaap met 'n 3-dag vergadering wat môre begin. Saam met mense wat Dawid in Psalm 55 vers 14 sê, maar nou is dit jy, man soos ek, my maat, my goeie vriend. Ons was so nou aan mekaar verbonde, opgewonde het ons saam na die huis van die Here toe gegaan. Dis die mense saam met wie ek vergader van môre af. En my gebed is, God wat wag hou, mag dit so bly. En jou vriendskappe in die lewe, mag dit jou nie in die rug steek nie. Mag dit jou nie byt nie.
Mag dit nie vir jou pyn veroorsaak. Ek en jy het dit vandag gehoor. God het dit vir ons gesê. Bring jou laste na my. Werp jou sorge op my. So ek nooi jou om weer hierdie week saam met my te oefen. Van môre af, jou WhatsApp tot volgende Sondag toe. Klein teks, kort teks, bietjie nadenke en 'n gebed. Kom in die ritme. Laat dit jou help om jou sorge, om jou laste by God te laat rus. Kom ek gee vir jou tyd vir stilte. Here, baie dankie dat ek vir elkeen in ons gemeente mag bid. Elkeen wat vandag een of ander kommer of las of sorge het. Ons kom werp al ons bekommernisse op U, want U sorg vir ons. Ek moet voor die bely erken, Here, dat ek baie keer self wil dra en so van balans af raak dat ek val. Maar U tel my op. En selfs as ek in my dop kruip, dan kom U en U kom haal my daarop. U kom sit selfs by my in my dop. En U maak Uself sigbaar, kenbaar, sodat ek weer my kop kan uitsteek en die lig kan volg. En U ken ook ons ander kant wanneer ons onsself oorwerk, moeg is, te min slaap, en dan lê almal rondom ons. Mag slaap ook deel wees van ons aanbidding. Mag rus ook wees, Here, U hou wag. Ek vertrou U. Ons bid vir 'n wêreld wat in groot spanning is. Vir hierdie wêreld bid ons, Here, dra ons. Help ons om U te vertrou. Nie net daar waar daar vrede is nie, maar ook daar waar daar spanning en onrus en bekommernis en sorge en laste is. Ons bring dit vir U. Ons werk dit op U. En dankie dat U ons las dra, help dra. En dat dit ligter maak, dat die juk sag is en dat die las lig is. Amen. Vriende, in ons koninkryksgebeure net die volgende vir almal se aandag.
Glo dit of nie, maar Leipoortvlei huis vir bejaardes is amptelik môre 50 jaar oud. Ons het gisterand al feesvieringe gehad. En ek vermoed dat hy ons het lekker gekuier. Maar ons gun dit vir hulle. Die saal was vol. Maar baie dankie ook aan, ek wil sê ons vaders en moeders van die verlede, want uit Leipoortvlei gemeente in die tyd, in die jare 1974, het hierdie huis ontstaan. Later 'n ringsprojek geword, uiteindelik vandag deel van NG Welsyn, en een van die takke van NG Welsyn waarop ons baie trots is. Ek het gisterand gesê aan God die eer, Soli Deo Gloria, vir 50 jaar. In dieselfde asem, hoe lyk die toekoms? En daar onthou ek vir Tannie Kotie Pinaar, wat altyd vir my gesê, dominee, as jy iets skryf, dan skryf jy DV vooraan, as die Here wil. So as ek oor die toekoms van Leipoortvlei huis praat, dan sê ons vir mekaar, wat ook al daar gebeur, DV, Deo Volente, as God wil. So geluk aan die huis, dankie aan almal wat oor jare daar betrokke is en groot werk doen. DV is die moeder uit wie daardie huis ontstaan het, hierdie gemeente, Leipoortvlei gemeente, 22 Maart 2026, 80 jaar oud. Dit klink nou nogal amper soos 'n ma in 'n ouer huis, weet, ma's 80. En solank ons in die ouer huis ook nie, is ons okay. So, die gemeente is volgende jaar 80, die huis is 51. So mag die Here vir ons lei en dankie vir almal vir julle wat deel is. Dan, soos ek genoem het, ek ry DV net nou, ek gaan net saam met Louisa 'n bietjie eet en dan skuif ek Buffelspoort toe, ons groot synodesitting, ons 4-jaarlikse groot vergadering, 13 tot 15 Oktober by Buffelspoort. Bid asseblief vir ons. Dit is dringend noodsaaklik dat ons die strukture aanspreek en dat ons help daar waar dit nodig is. So bid asseblief vir ons. Dat vriende en broers en vriende bly na die vergadering en in die vergadering. En dat die gees van Christus, selfe gesindheid van Christus, en almal van ons sal wees. En dat daar nie verborge agendas is nie, maar slegs God se koninkryksplan vir sy kerk. Dan, as ons terug is, glo dit of nie, dan werk ons nog verder. Dan is ons bestuursraad by mekaar. Ek het nogal geweet die 22 Oktober gebeur daar iets, behalwe dat ek nie 'n dokter toe gaan. Gelukkig sien ek my eie beplanning nie. Ek het gister sit 'n dagboek skryf en ek het besef, kom is die 22ste die oggend oop, nou sien ek, hy's nie oop nie. So daar's iets in my dagboek. So die bestuursraad vergader DV die 22ste Oktober, 10:00 die oggend, en ons vra dat julle saam met ons daarvoor sal bid. Vir almal van julle, 'n baie geseënde week, ons aanlyn kykers, ons praat DV met mekaar volgende week, die 19de, en die lekker, ek sê dit sommer nou, ons gaan lekker werk volgende week uit Psalm 150 uit, om uiteindelik vir mekaar te sê, en ons het mos nou al gepraat oor ons harte en ons gesonde harte, is uiteindelik gebede van lof. Nou Psalm 150 is 'n baie lekker lofpsalm, en dit is nodig dat ons God aanbid ook. En julle weet, ons het nou lank oor die Engelse woord worship gepraat, en wat dit in Afrikaans als kan beteken, maar ek dink ook dit is belangrik dat dit in ons gebed ook tot uiting kom. So groete tot volgende week, en mag die Here met almal van julle wees. Totsiens.